Ons groet u in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus, bly vir elkeen wat hier is, en ook vir u wat inskakel, mag jy vanmôre net ervaar, die Here spesiale woord vir die gemeente het, en omdat jy deel van die gemeente is die woord ook vir jou in die aard van die saak van toepassing. Die tema is Christus en sy medewerkers bou sy gemeente. Voor ek verder iets sê, net sê, dis sy gemeente. Hoort nie aan 'n pastoor of aan enige individu nie. Ons as pastoor is geneig om te praat van my gemeente. Dis maar net seker maar die omgangstaal. Dit is nooit jou gemeente nie, dit is altyd Christus se gemeente. Jy is net in diens van die gemeente, jy behoort aan 'n gemeente, maar dis hy wat sy gemeente bou in en ook deur jou lewe. Nou daar's 'n baie interessante openbaring wat Petrus ontvang in Matteus hoofstuk 16, en ek lees vanaf die 15de vers tot en met die 19de vers. En hy sê vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? Daar was bespiegelinge of hy Johannes die Doper is, of Elia die profeet wat sou kom, wat Jeremia voorspel het. Dan vra hy vir die disippels, die binnekring, die wat eintlik behoort te weet. Vra hy, maar wie sê julle is ek? En Simon Petrus antwoord en sê, u is die Christus, die gesalfde, die gestuurde, dis wat Christus beteken, die seun van die lewende God. Nie net sommer enige persoon nie sommer net 'n profeet nie, maar hy is die seun van die lewende God, die gesalfde, die gestuurde, Christus. Toe antwoord Jesus en sê vir hom, salig is jy, gelukkig is jy, Simon Bar Jona, seun van Jona. Die Bybelstudie bygewoon het, sal jy weet, die Jonas hier, die Hebreëse Aramiese woord vir Johannes, Aramik, vir Johannes. Salig is jy, Simon, seun van Johannes, seun van Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is. Daar's 'n openbaring. Dis die betrekking. Wie is Jesus? Geen mens kan hom verklaar nie, geen mens kan hom verduidelik nie, geen mens kan 'n ander een oortuig oor wie hy is nie. Die Vader in die hemel moet 'n openbaringskennis in jou hart bewerkstellig. Die openbaring wat die Vader gee, laat jy glo in wie hy alleen is. En ek sê vir jou, jy is Petrus en op hierdie rots sal ek my gemeente bou. Nou ek het al daaroor gepraat, verskillende interpretasies. Die woord Petrus beteken rots, en op hierdie rots, Petrus gaan in die kerk bou. Enerzijds is dit waar, want Petrus was eers die opgestaan op die dag van Pinkster en proklamasie gemaak het. En die kerk het daar sy ontstaan op Pinksterdag. So op hierdie rots, Petrus, gaan hy sy kerk bou, die een wat Jesus verloon het, wat later berou gehad het, en 'n groot rol gespeel het in die ontstandkoming van die Christelike kerk. Maar hierdie rots is meer as net Petrus, dit is die rots van openbaringskennis. Die feit dat jy die openbaring ontvang, dat daar geen ander persoon is deur wie jy gered kan word nie. Die oortuiging in jou hart, dis daardie oortuiging, daardie kennis, wat die kerk eintlik laat groei, en die kerk eintlik sy bestaansreg gee. Alleen hulle wat in Christus die oortuiging gekry het dat hulle lewens in lyn bring met God se koninkrykswaardes, dis hulle wat die kerk is, nie net hulle wat sy naam op 'n register behoort nie. Hulle wat die openbaring ontvang het, Jesus is regtig die seun van die lewende God. Niemand kan gered word anders as deur hom alleen nie, want hy is die weg, die waarheid en die lewe. Dis hierdie openbaringskennis waarmee Christus sy kerk bou. En dan weer lees, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. En ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee, en wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees, wat jy op die aarde mag ontbind, sal in die hemel gebonde wees. Nou, kom ons lees ook 1 Korintiërs hoofstuk 3, en ek lees
die 4de tot die 7de vers. 1 Korinte 3, die 4de tot die 7de vers. Want as die een sê ek is van Paulus en die ander ek is van Apollos, is julle nie vleeslik nie. Wie is Paulus dan? Wie is Apollos dan? Wie is Richard dan? Wie is Johannes dan? Wie is Pieter dan? Hulle is eintlik niks. Want dis Christus wat sy kerk bou, hy gebruik hulle genadiglik. En dis wat Paulus hier probeer verduidelik. Wie is Paulus dan? Wie is Apollos anders as dienaars, deur wie julle gelowig geword het? Hulle is dienaars. En dit soos die Here aan elkeen gegee het. Ek het geplant. Apollos het nat gemaak. Maar God het laat groei. God het laat groei. Jy kan werk tot jy blou is, maar as God nie groei gee nie, help dit niks nie. God het laat groei. So is dan hy wat plant of hy wat nat maak niks nie, maar God wat laat groei. Maar hy wat plant en hy wat nat maak is een. Maar elkeen sal sy eie loon volgens sy eie arbeid ontvang. Christus en sy medewerkers, Paulus, Apollos, Richard, Johannes, Pieter, wie ook al, is besig om sy kerk te bou. En die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. En die hele bouproses vind plaas vanuit die openbaringskennis van elkeen wat weet en glo dat Jesus die Christus is, die Seun van die lewende God. Nou, effektiwiteit is 'n belangrike woord in ons samelewing. Ek dink wanneer iemand 'n werknemer aanstel, wil hy graag hê dat daardie werknemer effektief sal wees in sy of haar diens. En ek dink dit is nodig dat die kerk in 'n wêreld wat streef na effektiwiteit en doeltreffendheid, dat die kerk ook effektief sal wees in 'n wêreld waarin ons die koninkryk van God probeer vestig. Nou, dit word verwag dat persone in hulle onderskeie beroepe effektief sal wees. En effektiwiteit beteken om doeltreffend te wees en 'n goeie uitwerking te hê. 'n Effektiewe persoon is 'n persoon tot voordeel van 'n maatskappy. Iemand wat oneffektief is, word baie maklik gereprimaand, wat is die Afrikaanse woord? Kort gevat, wat ook al. Gedissiplineer, dis die woord wat ek soek. Iemand wat oneffektief is, word gedissiplineer. As jy 'n paar dissiplinêre aksies teen jou het, dan het jy moeilikheid en word jy later uitgeskuif en vervang met iemand wat meer effektief is. Want dit gaan oor die vooruitgang van die maatskappy in dieselfde konteks soos die kerk veronderstel om vooruit te gaan, om te groei en om uiteindelik in hierdie wêreld gevestig en geplant te wees, sodat die koninkryk van die hemele gedien kan word. Daarom is dit belangrik dat jy en ek, in hoe mate ook al, daarin probeer slaag om effektief te wees in diens van God se koninkryk. Die kerk moet 'n verskil maak in mense se lewens. Dis ons besigheid, om 'n verskil te maak in mense se lewens, om mense te help om te verander en uiteindelik in lyn te kom met God se waardes van sy woord en die waardes van sy koninkryk. As ons nie in lyn daarmee kan kom nie, as ons nie daarin slaag om mense te bring by die plek waar hulle verander om meer soos Christus te word nie, is ons eintlik oneffektief. En ek meet myself baie keer daaraan. En dan val ek myself baie keer in 'n gat, want ek voel dat ek baie keer tekortskiet. Nou, ek weet dat mens by sekere aspekte effektief is en mense se lewens inspraak kan gee en dat jy in individue sien dat daar geestelike groei is. Maar mense is geneig om nie vergenoeg te wees nie. Jy wil graag hê alle mense met wie jy in aanraking kom
moet Christus vind en moet verander om uiteindelik te lewe, 'n lewe wat God sal behaag. Daarom sê Paulus dan op 'n keer ook, ek is aan barenswee totdat Christus in julle gestalte verkry. Hy beleef geboortepyne, want hy wil graag hê dat elke gelowige, elke lidmaat van 'n bepaalde gemeente wat Christus bou, uiteindelik sal wys dat daar resultate is. Dat daar doeltreffendheid is. Christus verwag dat jy en ek gebou word om uiteindelik deur hom gebruik te word. Hoekom is dit belangrik dat ons mense sal help om te verander, om die waardes van God se koninkryk na te jaag en daarvolgens te lewe? Want ons het te doen met die ewigheid. Met die ewigheid. As ons maar net hier leef vir hierdie wêreld, dan is al ons moeite en arbeid te vergeefs. Dis eintlik onnodig. Maar ons is in barenswee, ons is onvergenoegd, want ons sien hoe mense God nie wil dien in gees en in waarheid soos Christus dit vra nie. Want ons weet die ewigheid is op die spel. Christus verwag van die kerk om effektief te wees. Die groot opdrag is teendeel juis op dit geskoei. Matteus 28 vers 19. Gaan dan heen en maak disippels, volgelinge, leerlinge van Christus. Maak disippels van al die nasies, net vir ons 'n paartjies hier in Mokopani nie, maar dat die kerk terwyl hy hier werk terselfdertyd, en dis waar die WEP wêreldevangelisasies projekte destyds sy grondslag gehad het, terwyl ons hier werk, ons ook elders buite ons grense besig sal wees met die koninkryk van die hemele, om dit te verkondig aan al die nasies. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou. Leer hulle. Dis die groot opdrag van die kerk, wat eksplisiet sê, Christus verwag dat daar aksies sal wees wat groeiprosesse, en ons is ontnaam, groeiprosesse na vore sal bring, dat daar uiteindelik 'n sigbare groei sal wees van sy kerk in hierdie wêreld. Woordjie bou impliseer om effektief vooruit te gaan. Dit impliseer dat daar bepaalde aksies plaasvind. Dit impliseer dat daar nie net 'n paar hope stene en 'n paar hope hout en sement iewers op 'n hoop lê nie, maar dat daar aan dit gewerk word. Dat daar 'n bepaalde struktuur saamgestel word deur verskillende komponente, soos sand en sement en steen en hout en glas en staal, en al die komponente kom bymekaar planmatig om uiteindelik 'n struktuur daar te stel. Dis hoekom Paulus ook die hele liggaamsmodel vir ons daar uitsit in Efesië hoofstuk 4. Elke lid 'n bepaalde rol speel om die groei van die gemeente te bevorder, en as ek nou vanmôre na die gemeente wys as 'n gebou, dan het dit te doen met elkeen het 'n bepaalde funksie binne in hierdie struktuur om uiteindelik 'n gemeente te laat verrys, sodat Christus wat sy kerk bou, sy gemeente bou, geëer kan word. Ek wil vir ons lees in Hebreërs 13 vers 20 en 21. Hebreërs 13 vers 12, 20 tot 21. Mag die God wat vrede gee, wat Jesus ons Here uit die dood teruggebring het, Jesus wat deur die bloed van die ewige verbond die herder van die kudde geword het. Hy is die herder van die kudde. Julle toerus, equip.
heel maak, toerus, met alles wat goed is, sodat julle sy wil kan uitvoer. Mag hy deur Jesus Christus se bemagtiging, hy bemagtig sy geroepenis, leiers soos apostels, profete, herders, leraars, ensovoorts. Maar hy bemagtig ook elkeen wat deel is van sy gemeente in bepaalde bediening en funksies. Mag hy deur Jesus Christus se bemagtiging in ons tot stand bring, wat God se hart sal bly maak. Aan hom kom die heerlikheid toe vir altyd en altyd. Christus, die goeie herder, die boukontrakteur, die argitek, noem hom wat jy wil vanmôre, dat hy in ons sal werk, sodat ons uiteindelik 'n gebou sal word. Nie net 'n struktuur nie, maar 'n geestelike huis, waarin hy verheerlik kan word. Ek lees ook 1 Petrus hoofstuk 2 vers 25. 1 Petrus hoofstuk 2 vers 25. Vroeger was julle soos verdwaalde skape, nou het God julle egter teruggebring na julle herder, die bewaker van julle lewe. Wanneer jy deel word van die kerk, wanneer jy deel word van die gemeente, wanneer jy deel word van God se beplande struktuur, dan is jy eintlik soos 'n verdwaalde skaap wat in die kraal ingebring word. Jy is eintlik soos 'n stuk hoop op stene wat daar gelê het, en nou word jy eintlik nader getrek om in 'n bepaalde manier ingebou te word. En dis presies wat 1 Petrus 2 vers 4 tot vers 10 ook vir ons sê, en ek lees dit ook. 1 Petrus 2 vers 4 tot 10. Julle het na Christus toegekom, hy wat die lewende hoekklip is. Miskien moet ek die ou vertaling lees. Lees my maklike daar. 1 Petrus 2 vers 4 tot 10. Kom na hom toe, die lewende steen wat deur mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kosbaar is, die hoeksteen, die fondasie. En laat julle soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom. Om wat? Om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Christus Jesus. Daarom staan dit ook in die skrif, kyk, ek lê in Sion 'n uitverkore en kosbare hoeksteen, en die wat aan hom glo sal nooit beskaam word nie. Wie het Christus verklaar? Die Vader. Aan Petrus, so kom hy en verklaar hy ook hom aan ons, en ons glo in hom, en as ons in hom glo, sal ons nooit beskaam word nie. Ons sal nooit ons kop in skaamte hoef te laat sak nie. Ons hoef nooit 'n verleentheid te hê nie, maar ons kan met selfvertroue weet dat die goeie werk wat God in my doen, hy uiteindelik dit sal volbring. Vir julle dan wat glo is hy kosbaar, maar vir die ongelowige geld die woord, die steen wat die bouers verwerp het, dit het 'n hoeksteen geword en 'n steen van aanstoot en 'n rots vir struikeling. Hulle val letterlik oor Christus en hulle lewe kry seer. Maar ons het hom aangeneem en hy word vir ons die hoeksteen. Vir die wat hulle daarteen stamp omdat hulle aan die woord ongehoorsaam is, waarvoor hulle ook bestem is, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom wat uit die duisternis julle geroep het tot sy wonderbaarlike lig. Julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is, aan wie geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. Ons is lewende stene wat deel word van 'n geestelike huis. God bou jou in. God wil hê jy moet deel wees van 'n bepaalde struktuur, sy gemeente. Hy wil hê jy moet nie net 'n los hoop sand wees of 'n sakkie sement wat aan een kant lê nie, maar jy moet eintlik ingewerk word binne in die struktuur van gemeente wees. Belangrik. Dink in die kerke wêreld oor die algemeen is daar maar 'n klomp stuk murasies en 'n klomp ongebruikte materiaal wat maar net daar lê en die gras en die onkruid groei daarop. Mag dit van hierdie gemeente gesê word in die volgende seisoen,
dat elkeen ingebou word soos lewende stene om 'n geestelike huis te laat verrys, 'n gebou, want is God wat sy kerk bou, Christus, en hy bou dit ook in en deur jou lewe. Ek het hier geskryf, en ek wil lees presies die woorde, God werk in my, om deur my te werk. Dis hoe hy sy kerk bou. Hy werk in my, hy bou in my, sekere waardes, sekere geestelike kwaliteite, hy werk in my, sodat uiteindelik deur my kan werk. Hy werk, en ons is sy instrumente, deur wie hy dan verder ook werk. Terwyl hy aan ons bou, gebruik hy ons ook in sy bouwerk. Daarom is hy Engelse gesegde baie gepas. Christian under construction. Jy en ek sal nooit by die plek kom waar ons volledig gebou is nie. Ons is gedurig 'n bouprojek. Hy werk in ons en deur ons, om uiteindelik deur ons lewe, deur ons bedieninge, sy gemeente te bou. Daarom die tema, Jesus en sy medewerkers, want hy werk in my en deur my, om sy kerk te bou. Kom ons lees die woord in Efese 2, vers 17 tot 22, Efese 2, vers 7, 10 tot 22. En hy het die evangelie van vrede kom verkondig aan julle wat ver was, aan die wat naby was. En dis deel van die Matteus 28:19 opdrag, gaan dan heen en maak disippels van al die nasies, die wat ver was. Alle nasies, maar ook hulle wat ver van God af was, né? Die konteks daarvan. Die evangelie van vrede kom verkondig aan julle wat ver was en aan die wat naby was. Want deur hom het ons albei die toegang deur een gees tot die Vader, so is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God. Gebou op die fundament van die apostels en die profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is. Dit het nou gelees in 1 Petrus 2. In wie die hele gebou goed saamgevoeg, verrys tot 'n heilige tempel in die Here, in wie hulle ook saam opgebou word tot 'n woning van God in die Gees. Let wel hoe baie keer gebruik hierdie woordjie gebou. Jy word gebou, opgebou, ingebou. Jy is deel van God se plan om 'n gemeente tot stand te bring en 'n gemeente te plaas sodat dit in die wêreld 'n verskil kan maak. God wil ons gebruik in diens van sy koninkryk. Ek lees ook in 1 Korinte 3 vanaf die 19de vers. 1 Korinte hoofstuk 3 vanaf die 9de vers. Want ons is medewerkers van God. Medewerkers. Jesus en sy medewerkers. Julle is medewerkers van God. Die akker van God, die gebou van God is julle. Volgens die genade van God wat aan my gegee is, het ek soos 'n bekwame boumeester die fondamente gelê en 'n ander bou daarop. Daar's klomp subkontrakteurs. Daar's 'n klomp wat besig is met hierdie bouwerk van die gemeente. Ek het soos 'n bekwame boumeester die fondament gelê en die ander bou daarop, maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou. Die elektriesien moet sy werk behoorlik doen, anders is daar kortsluitings. Die loodgieter moet sy werk behoorlik doen, anders is daar verstoppings. Elkeen het 'n funksie. Want niemand kan 'n ander fondament lê as wat daar gelê is en dit is Jesus Christus, die fondasie is Jesus. Hy is die groot boumeester, maar hy is ook die fondament, hy is die hoeksteen.
Hy is die bron waaruit alles bestaan. In hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Niemand kan 'n ander fondament lê wat daar gelê is nie. Dit is Jesus Christus, en as iemand op die fondament bou, goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi, stoppels, dis verskillende materiale. Jy besluit of jy met goeie materiaal bou of met slegte materiaal. Jy besluit of jy 'n paleis oprig en of jy 'n plakkerswat wil oprig in jou geestelike lewe. En terwyl jy daarmee besig is jy ook besig met die gemeente, om daar ook aandele in te hê en daarin te speel, en die kwaliteit van jou geestelike lewe rol uit na die kwaliteit van die gemeente se lewe. En as iemand op die fondament bou, goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi of stoppels, elkeen se werk sal in die lig kom, want die dag sal dit aanwys, die dag van beoordeling. Omdat dit deur vuur geopenbaar gemaak sal word, en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoedanig dit is. As iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang. As iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly, alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen. Hoe bou jy in jou lewe? Watse stene materiaal gebruik jy? Hoe laat jy die groot boukontrakteur, die groot argitek van jou lewe, sekere goed in jou lewe inbou, of opponeer jy en rebelleer jy, en as jy eintlik ongehoorsaam aan die goed wat hy in jou lewe wil inbou, sodat jy eintlik 'n lewende steen, 'n suurlike steen kan wees vir sy gemeente? Of as jy maar net een kant tevrede om 'n mamparasteen te wees? En jy weet wat 'n mamparasteen is. Dit is 'n steen wat maar net gebruik word om later toegepluister te word. Laat jou God om in jou te werk, sodat hy deur jou kan werk. Ek haas my, die vraag is jy soos 'n lewende steen wat opgebou en ingebou word in God se gemeente? Dis die vraag. Is jy saam met Christus besig met die bouwerk aan hierdie gemeente? Tweede vraag. En ek wil by dit stil staan vir 'n oomblik. Dink daaroor. Is jy 'n lewende steen, 'n suurlike steen, wat God kan gebruik om in hierdie gemeente in te plant, in te messel, in te bou, sodat dit deel kan wees van die groeiprosesse, nie net van 'n bepaalde fisiese gebou nie, maar 'n geestelike huis waarin hy verheerlik kan word? Of is jy tevrede om daar op 'n hoop te lê, en nou en dan stamp iemand hulle tone teen jou, omdat jy in die pad is? Jou geestelike lewe beteken eintlik nie veel. Jou toewyding, jou oorgawe, jou gehoorsaamheid, jou groei in jou gees is van substandaard. Of laat jy toe dat God in jou werk en deur jou werk, sodat jy uiteindelik 'n instrument kan wees waardeur hy sy gemeente meer effektief en doeltreffend kan maak? Is jy saam met Christus besig met die bouwerk aan hierdie gemeente? Terwyl ek nou dit geskryf het, toe dink ek daaraan. Party mense werk saam en ander werk teen. Jy gaan dit altyd kry. Daar's altyd iemand wat nie die visie deel. Daar's altyd iemand wat wil eie belange op die voorgrond plaas, in plaas van die belange van die koninkryk. Jy gaan dit altyd kry. Maar mag dit die minderheid wees. Mag ons ervaar dat die goeie werk wat Christus in my doen, Paulus skryf daarvan in 1 Korinte 15 vers 10, ek het die genade van God nie te vergeefs geag nie, maar ek het oorvloedig daarin gearbeid. Aan die ander woorde, die genade wat God aan jou bewys deur gawes, vermoëns, talente aan jou te gee, om dit te gebruik in diens van God se koninkryk.
Jy hoef nie die pastoor te wees nie, jy hoef nie die hoofintercessor van die kerk te wees, jy hoef nie dit of dat te wees nie, maar jy het 'n rol te speel in die gemeente. As jy besig om saam te werk, jou talente, jou vermoëns, jou geestelike lewe te gebruik in diens van God se koninkryk, of as jy 'n steen des aanstoots. Sluit af. When a man enters into any society, he takes upon himself the obligation to live a certain kind of life. Paulus kyk daarvan dat is vir die Griek 'n Griek, vir die Jood 'n Jood. Neem die omgewing aan sodat ek effektief kan wees vir daai bepaalde groep. Dis eintlik wat hy sê. Nou wanneer jy sê when a man enters into any society, wanneer jy deel word van die kerk, wanneer jy deel word van die liggaam van Christus, wanneer jy deel is van die gebou wat hy oprig, die geestelike huis, he takes upon himself the obligations to live a certain kind of life. Dan moet jy leef soos Christus wil hê, jy moet leef. Alhoewel jy Christian under construction is, openbaar jy sekere karaktertrekke wat tot voordeel van Christus en sy gemeente sal wees. And if he fails in that obligation, he hinders the aims of that society and brings discredit to that society's name. As jy verhinder om in jou gees te groei en te kom by die plek waar God jou wil hê, waar hy jou wil hê, let daar, dan is jy eintlik besig om diskrediet te bring aan die kerk, diskrediet te bring aan hom wat sy gemeente bou. And you hinders the growth. Jy verhinder die groei potensiaal, en ek gaan een van die stadium oor jou potensiaal preek. Jy verhinder die potensiaal van die gemeente om te word wat die gemeente bestem is om te wees. As ek hierdie goed preek, dan voel ek wil nog 20 jaar bly. Dan voel ek het 20 jaar te min gedoen. Maar ek is ernstig oor hierdie goed. Christus bou sy gemeente, maar hy doen dit deur jou en deur my. Ons is sy medewerkers. Ons moet toelaat dat hy ons inbou en inplant by plekke waar ons tot voordeel van hom kan funksioneer. En nou gooi ek my emosies, my gevoelens, my wil gooi ek oorboord. Dis nie ek wat nou die gitaar wil slaan nie. God wil ek moet dalk nou die toilette skoon. Dan doen ek dit, want dis wat hy wil ek moet doen. Nou weet ek, God werk waar daar passies is, waar daar vermoëns en talente is, dis ook waar. Maar jy moet jou hart gedurig ondersoek, is ek besig om in die gemeente betrokke te wees op die plek waar God my wil hê, waar ek vir hom meer effektief sal wees. Christus en sy medewerkers bou sy kerk, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorwin. Mag jy en ek soos lewende stene ingebou word in die geestelike huis waarvan die fondasie Christus is. En mag ons groei en verrys tot 'n plek waar die wêreld na ons kan kyk en Christus sien onder ons bloed. Kom ons bid saam. Vader, ek voel passievol oor hierdie tema. Maar ek dink en ek weet, u voel meer passievol as ek. U het u lewe gegee, sodat die kerk van Christus op aarde sigbaar kan wees. As ek so deur die kerkgeskiedenis lees, selfs uit die Bybel net bietjie begrip het van hoe die vroeë kerkleiers hulle self gegee het, dan voel ek skiet ver te kom. Maar Here, dankie
dat ons deur die lewens van 'n Paulus en 'n Petrus en al die ander geestelike leiers van die verlede inspirasie kan kry van om onsself te gee vir U, sodat U in ons en deur ons kan werk. En dis my gebed vanmôre, dat elkeen wat na hierdie woord luister, sal weet, is U gemeente. U is die opregter. U sorg vir die kind. U lei hulle na Groenwyveld. U is die een wat ons as U medewerkers aangestel het. Aan die einde van die dag moet elkeen van ons aan U verslag gee van ons doen en late hier op aarde. En ek wil bid, Here, dat ons in ons gees aangegryp sal wees om ons deel te doen, sodat die gemeente sal groei en uiteindelik 'n geestelike huis sal wees waarin Christus gesien en beleef sal word. Ek bid vir die seisoen wat voorlê, dat daar 'n magtige siening sal wees. Ek bid vir die seisoen wat voorlê, dat mense sal geestelik groei tot reëse, en dat hier uit hierdie gemeente manne en vroue sal opstaan, wat pilare sal wees in die koninkryk van die Here. Ek bid dit alles in Christus Jesus.